By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne 'n respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Welkom almal van julle, baie dankie dat julle in hierdie mistige, winderige yskoue hier is. Dit is regtig oulik van julle, en ek dink tog dit gaan lekker wees saam, so in die koue. En dan vir Jannie en Letitia, baie dankie vir die musiek. Dis die tweede laaste Sondag wat ons vir Jannie hier het, so ons moet mooi ore spit en lekker luister. Dit is 'n groot voorreg en 'n mens weet mos nie wat jy het tot jy dit verloor nie, nê? Nou so, ons gaan nou baie lekker na julle luister, baie dankie.
Waarom vertel ons vloedverhale? En wat verklap hierdie antieke vloedverhale oor die menslike denke en siege? En soos met verlede week se praatjie wat oor die skepingsverhale gehandel het, gaan hierdie ook vir ons wys hoe daar 'n ontwikkeling was in die mens se bewussyn en hoe mense gedink het oor die lewe en oor hulle self. So hier begin ons nou. Byna elke kultuur, nie almal nie, maar die grootste gros van kulture op hierdie planeet het 'n vloedverhaal. Dit is van die vlaktes daar in Mesopotamië tot in die berge van Griekeland, die riviere van China, tot die oerwoude van die Amerikas. Oral word daar van oorstromings en vloede vertel wat alles vernietig het, dat daar net 'n klein groepie mense was wat oorleef het, en dat daar toe 'n nuwe begin was. So hierdie is bykans universeel. Die vraag is, verklap hierdie stories iets dieper van die menslike siege, wanneer daar wel 'n oorstroming in jou omgewing plaasgevind het? Mens weet nie, maar mens wil tog vanoggend vra, waarom het mense in soveel kulture stories oor vernietigende vloede vertel? Dit is asof daar in die mens 'n universele konsep leef oor hierdie goed. So, die wêreld waarin het eerste ontstaan het was in Mesopotamië. Nou die oudste vloedstories kom van daar af. En dit was daar tussen die Tigris en die Efraat riviere. Nou ons lees van daai twee riviere in die Bybel. Dit was 'n vrugbare land. Het was 'n baie gevaarlike land geweest, want riviere het onverwags hulle walle oorstroom. Dit kon vanaand nog kalm wees as jy gaan slaap en dan word jy vannag wakker gemaak deur 'n totale verwoesting en chaos. So vir mense sonder ons moderne meetinstrumente en meteorologie, moes dit verskriklik gewees het, want wanneer gebeur dit nou weer? Mens weet nie. Die wêreld is ordentlik en dan gedraai om weer glad nie, en as mense so dink hoe hulle gedink het oor die wêreld, dit is mos nie vir hulle natuursiklusse gewees nie, vir hulle was daar nou groot goed aan die gang wat diep betekenis gehad het. So hulle eerste vraag was nooit, hoe werk die natuur dat hierdie kan gebeur nie? Dit was baie meer magies beskou. Die vraag was altyd, wie is nou hierdie keer vir ons kwaad? Want storms was nie bloot storms nie. Droogtes ook nie bloot droogtes nie. Alles het 'n dieper betekenis gehad. En ek wil eintlik so sê, daar was 'n opset. Daar was gode of geeste wat opsetlik hierdie ramp na jou toe stuur. Dan kyk ek na 'n ramp as 'n briefie aan my. Vandag is daar nog sulke mense. 'n Storm is nie net 'n storm nie. Ek gaan nou nie name noem nie, daar's te veel en 'n mens wil nie name noem nie, maar jy lees kort in die koerant, dan was daar nou weer in die Kaap onweer, dan is dit die gay se skuld. Of daar's hier oorstromings, dan is dit die sekulêre regering se skuld. Maar daar's altyd een of ander geestelike sinistêre iets daar agter. Dis 'n briefie aan ons wat sê, keer terug na God toe, dan sal dit beter gaan. En onthou julle, daar's mos 'n vers in die Bybel wat sê, dat as jy terugkom na die Here toe en jy bekeer jou, dan sal hy jou land genees en dan sal dit weer baie goed gaan. So daar's mense wat ingekoop is in hierdie brief, en dat dit 'n oop uitnodiging is van God, dat jy moet na voorspoed toe terugkom, deur na hom toe terug te kom en jou lewe in orde te kry. En vandag leef dit steeds in mense. Nou, die oudste bekende weergawe van so 'n vloed is die Sumeriese vloed. Dit was, as jy nou die tydlyn bietjie gaan dophou vanoggend, 2100 tot 1700 voor Christus. Nou, hoekom dit so lang tyd is waaroor ek praat, is, dis mos eers mondeling hierdie stories vertel. En dan baie laat in die proses het hulle dit te boek of op skrif gestel. Nou, in hierdie weergawe besluit die godedom, hulle gaan die mensdom vernietig, sommer net. Maar 'n regverdige man met die naam van Ziusudra word gewaarsku dat hy 'n boot moet bou, en hy bou die boot en hy oorleef toe. Nadat hy oorleef het, bring hy offers en die gode is tevrede. Nou dit word die basiese patroon vir al hierdie verhale. Nie vir almal nie, maar in daai streek. Die verhaal gaan nog nie oor sonde nie, soos by Noag nie. Dis net die gode is wispelturig, die gode was nou nie meer lus vir julle nie. En toe die gode nou hierdie ding gedoen, wis die mense uit, en daar's een ouetjie van wie hulle hou,
en dan spaar hulle hom en dan kan ons nou voorbegin met die hele mensdom. So dit is 'n verhaal wat gaan oor oorlewing in 'n wêreld waar die gode onvoorspelbaar is, wispelturig is, en dit is die ganse kosmologie, want elemente is gode. So jy sit met 'n klomp wispelturige, willens en wetens kwaadwillige soms gode. Gode is nie goed of sleg nie. Gode is wispelturig, is humerig, is emosioneel onstabiel. Gode doen wat hulle wil en jy's daaraan uitgelewer. So die lewe het nie 'n voorspelbare ritme met hierdie klomp gode nie. Jy kan nie by hulle skuil nie. Nou dan is daar 'n ander verhaal wat hier so plus minus 1800 voor die algemene era op skrif gestel is, en dit is 'n Akkadiese Atrahasis verhaal. En hier word dit nou heelwat interessanter. Die mense maak hier te veel geraas. So hulle doen nou wel ietsie wat die gode pla. Hulle maak te veel geraas, die gode kry nie geslaap nie, en onthou die gode werk mos verskriklik hard in daai tyd. Hulle werk, hulle besimpeld. Die mense lyk my werk nog nie mooi hard nie, die mense maak geraas, en die gode kry nie geslaap nie, en toe besluit hulle, ag nee, wat ons wis julle nou somme uit, en hulle wis hierdie mensdom uit. Nou ons glimlag vandag daaroor. Maar daar lê 'n baie belangrike beskouing agter hierdie denke oor die godedom. En dit is dat gode glad nie regverdig is nie. En soos ek net nou gesê het, hier is hulle glad nie goed nie, maar hulle is bitterlik magtig. Ok, dink, waar sit dit jou? As jy oor jou lewe begin dink, en jy moet in die oggend opstaan en wonder wat volgende. Die heelal word gesien as 'n plek waar jy die heeltyd die magtige gode moet paai, sodat hulle net bedaard kan bly. Jy kan hulle nie verstaan nie. Jy kan hulle beslis nie vertrou nie. Jy moet hulle paai. En ons weet almal dat dit is waar rituele, godsdienstige rituele in sy oorsprong vandaan kom. Dit is die antieke mense wat uitgelewer voel, wat nie verstaan wat aangaan nie, wat beslis nie natuur ken nie, en wat bang is vir gode wat net doen wat hulle wil. Met hierdie geweldige krag en mag wat hulle het. So jy moet maniertjies uitdink om hulle tevrede te kry. Ek het al gewonder hoeveel danspassies wat ons vandag ken, sou nie daar gewees het as daar nie mense was wat vir die gode gedans het nie. Want 'n mens moes regtig oulik wees om hulle te kan paai. Nou kan ons 'n neerslag hiervan in ons tyd vandag nog sien, om te verstaan dat daar wel 'n kontinuum is tussen antieke mense en ons siege, en dat die goed wat in die antieke tye in die mense siege kom bly het, 'n neerslag gevind het, en alles die huise skoongevee, die brein is skoongevee, en daar het wetenskap ingekom, daar bly maar altyd in die hoek nog bietjie stof, en so hier en daar bly daar neerslag. En in ons siege bly daar neerslag, want hierdie mense is ons voorvaders. Daar is neerslag in ons siege van hierdie goed. En in party mense se lewens is dit regtig nie heeltemal skoon gemaak nie. Maar hoeveel van ons mense in vandag se tyd dink nog so? Hulle gebruik dalk nie meer die woord gode nie, maar wanneer slegte dinge gebeur, dan sien jy hoe presies dieselfde vrae opdoem. Dan vra hulle, wat het ek verkeerd gedoen dat hierdie nou met my moes gebeur? Waarvoor word ek gestraf? Of hulle voel is onregverdig en sê, waarom word ek gestraf? Waarom gebeur dit nou met my? Die brein soek steeds 'n agentskap wanneer natuurrampe plaasvind. Wanneer natuurrampe plaasvind en jy kom by Knysna en daar's brande, en daar by Brempton-on-Sea brand die huise tot op die grond af, maar dan staan daar hier en daar enetjie, dan sien jy hoe word hierdie taal gepraat. Dan lees jy in koerante, en jy kyk op Kwela, en jy hoor onderhoude wat met mense gevoer word, wat kan getuig daarvan dat daai gesin wat bewaar was, reg langs daai gesin, wie sy hele huis tot op die grond in as afgebrand is, daai gesin het 'n besondere verhouding met die Here. Hulle loop 'n besondere pad. Hierdie ding word vreeslik sterk toegeskryf aan hoe jy die gode gepaai het om hulle teenoor jou te kalmeer, te midde van
dit wat hulle laat gebeur met die res van die mensdom. En ons is nou maar so, want ons is betekenissoekende wesens. Al sê die wetenskap vandag vir jou, dis hoe die natuur werk. Ons siege vra heeltemal teenstrydige vrae met die verklaringe wat die natuur vir ons oplewer. Toe in 1200 voor die algemene era, is daar die Gilgamesh verhaal. Ons is nog die hele tyd in Mesopotamië, né? Dis die oudste verhale. Nou daar is kenners wat beweer dat hierdie verhaal van Gilgamesh gebaseer is op hierdie vorige een van Atrahasis. Daar sommige wat sê, hy is letterlik so afgeskryf, is eintlik maar 'n bietjie plagiaat wat gepleeg is, alhoewel ek moet vir julle sê, en ek het dit al gesê, dat in die antieke eras, in die Bybelse tyd byvoorbeeld en voor dit, was daar nie so iets soos plagiaat of intellektuele besitreg of so nie. Jy het maar stories gehoor en dit oorvertel en as joune, jy weet, en dit jou eie gemaak en jou eie inhoude daarin gesit. So dis nie asof hulle nou iets verkeerd gedoen het nie, maar mense beweer hierdie verhaal is baseer op die vorige een. So hier kry ons nou by Gilgamesh die beroemdste vloedverhaal van die antieke tyd. Die held hierso is Utnapishtim. En die ooreenkomste met Noag is absoluut opvallend. So ons praat van 'n verhaal wat nog voor lê en hier kry jy al hierdie temas leef. Daar's 'n waarskuwing, daar's 'n ark, daar's diere, daar's 'n berg, daar's voëls wat uitgestuur word en daar's 'n offer na die vloed. Nou die verhaal het eeue voor die Genesis verhaal alreeds bestaan. En vir moderne gelowiges mag dit nou ontstellend klink, want ons Bybelse verhaal moet mos nou die eerste een wees, moet mos nou die oorspronklike een wees. En dis die dilemma wat 'n mens het met die skepingsverhale ook. Dat mense wat baie fundamenteel wil glo dat die Bybel deur God deurgegee is aan daai mense wat dit geskryf het onder die Hebreëse kultuur en so aan. God het met hulle gepraat, hy het vir hulle hierdie goed gesê. So, hoe kan jy nou sê daar's ouer skepingsverhale wat presies dieselfde klink of dieselfde volgorde van die geskaapenhede het of dieselfde temas het? Dit bring 'n onrus in mense wat wil glo dat die Bybel is oorspronklik en dat al sy temas oorspronklik is en dat dit amper outomaties neergeskryf is nadat dit ingefluister is in jou brein deur God. Maar dit werk nie. En as jy net na hierdie tipe verhale kyk en jy sien die verloop in daardie omgewing, hoe die stories ontwikkel het en sien hoe hy uiteindelik in die Bybel kaplaks beland het, dis temas wat gebruik is net om 'n ander storie en ander goed te belig. Maar dis stokou temas wat nie nuut was in die Bybel nie. So hy's eeue voor Genesis. En ek dink dis wonderlik. Waar dit vir ander mense mag ontstel, dink ek vandag waar ek nou staan en hoe ek na daai Bybel kyk en hoe dit wat in hom staan ontwikkel het, is dink ek dis wonderlik want dit wys vir jou hoe idees op reis gegaan het. Dit wys vir jou hoe die mensdom gedink het en hoe dit ontwikkel het, sodat dit kon verander met elke ander weergawe van hierdie storie, want mense leen by mekaar idees en bou daarop voort, en dis maar eintlik hoe die mensdom vandag nog selfs akademies ontwikkel. Dis baie mooi. Dit vertel 'n storie van evolusie. Weereens hierdie keer nie 'n evolusie van 'n biologie nie, maar 'n evolusie van die siege van die mens. Alles is maar die hele tyd op pad. So mense ontwikkel nuwe gedagtes oor die ou gedagtes wat hulle gekry het by ander mense en dan vertel hulle nuwe weergawe daarvan met nuwe gedagtegange. En so gaan die mensdom vooruit. Elke generasie erf stories en gee dan nuwe betekenis daaraan. Nou die groot verskuiwing van hierdie verhale uit Mesopotamië na die Genesis verhaal toe is wel opvallend. Verlede week het ek met die skepingsverhaal op dieselfde gewys. Daar het 'n groot sprong gekom van die vorige skepingsverhale na die skepingsverhaal in Genesis, want in die vorige verhale het die mense 'n vrees gehad vir hierdie gode wat wispelturig was en hierdie gode wat hulle baie gering geag het. Hierdie mense was werkertjies, arbeidertjies. Terwyl in die Genesis verhaal verhef hy die mens se status tot 'n plek waar die mens 'n beelddraer van God geword het. So dis 'n groot verheffing in status. Nou ek het gesê in baie van die ander boeke en later kry jy maar net weer hoe hulle terugval op daai konsep, jy moet die Here dien anders gaan dit sleg met jou gaan. So dit het nie oral gehou en geduur
dat die mense status nou regtig so hoog was nie, veral nie as jy aan die sondeval storie dink nie, nou ja, dit het die mense sommer uit daai beelddraerskap van God uit goed verwring, dat jy maar weer eintlik so ou lakkie is, met wie daar hard gepraat en gewerk moet word, voordat jy weer vir jou kan begin gedra en mooi wees. Maar nou ja, hier is 'n baie groot skuif van die Mesopotamiese vloedverhale na die Genesis verhaal toe. Want in die Mesopotamiese verhale was die vraag dit: hoe oorleef ons die grille van die gode? Maar die Hebreëse vraag verander. Hy vra, wat gebeur wanneer mense boos en gewelddadig word? So hier is dit nie die God wat hom nie kan gedra nie, of wat 'n pilletjie nodig het vir sy humeur nie. Hier is dit die mens wat regtig nie weet hoe om mens te wees nie. Die mens is boos. Die mens pleeg geweld. So die agentskap word op die mens geplaas. Dis jou skuld. Hierdie vloed is julle skuld. Dit het niks met God se karakter te doen nie, behalwe daarvoor dat God se karakter nie boosheid kan verduur nie. Hy moet dit uitwis, hy moet daarmee afreken en hy moet dit straf. Nou dit is 'n enorme ontwikkeling in die mens se gedagtes oor gode, wat wispelturig is, en hier's 'n God wat meer redelik is, en wat gekant is teen boosheid. Nou dit noem ons nou die sondvloed, en ons kry dit in Genesis 6 tot 9. En wanneer ons hier by Genesis kom, gebeur daar nou iets heeltemal niets. Want hier is nou 'n ander rede vir hierdie hele ramp wat gebeur. God praat en hy sê, ek kyk vir die aarde en hierdie plek het ontaard. Dis nie nou net lawaai nie, hy is nie geïrriteerd nie, hy is grimmig nie, dis 'n bose klomp mense, hier's korrupsie, hier's onreg, en vir die eerste keer word die vloed in die geskiedenis van die antieke era, word die vloed 'n morele verhaal. Hier het dit met moraliteit te doen, en die soeklig val op die mens as morele wese. Die fokus het nou verskuif van gode na mense. Mense se aksies staan sentraal. Wat op hierdie aarde gebeur, het te maak met die mens se handelinge. Ons is verantwoordelik, en dit is eties 'n enorme sprong in daai tyd gewees. En dan was natuurlik nog iets anders ook, daar was 'n reënboog, want daar kom nou 'n belofte, en dit is ook iets wat nie voorheen was nie. Hulle kry 'n gevoel van veiligheid in hierdie belofte. Die vernietiging sal nie weer plaasvind nie. Die vernietiging is verby, dis nie eindeloos nie. Die oordeel is nie ewig nie. Dis nou klaar. Ons begin nou oor, nuwe blaadjie, wees gerus. Ek sal dit nie weer met julle doen nie. 'n Nuwe verbond, 'n nuwe begin. Dit sny nogal lynreg deur die sentiment van die evangelie, wat praat van 'n ewige verdoemenis. God wat so nie kan vat, dat 'n mens nie sy weë kan opklaar nie. Dat hy vir jou, as hy jou nou jou hele lewe deur kans gegee het, miskien is jy 20, party is dit 50, vir ander is dit 80, maar as jy nie op 'n punt van bekering gekom het nie, is dit verby met jou. Hier's 'n ewige oordeel. So, hierdie storie het eintlik nie daai sentiment nie. Hierdie storie vanuit die siege van die verteller van die storie, leef daar 'n ding van, dis nou klaar. Dis nou klaar. Nou, te midde daarvan dat teoloë dit sê, is die vraag wat ek het. Maar wat van die mense wat nou in daai watergraf beland het, almal behalwe die 8? Vir hulle was dit 'n ewige oordeel. So ek moet eerlik wees, ek koop nie regtig die uitleg van hierdie verhaal as een wat so 'n wonderlike belofte het, en dan sê maar, God is nie 'n God van ewige verdoemenis nie, want daar's 'n lot, intendeel al die mense behalwe Noag en sy mense, is verdoem. So 'n mens kry eintlik nie weggekom van hierdie wraak van God teen boosheid, waar hy dit so nie kan duld nie, dat jy daar 'n punt kom van afsny, en is verby met jou. Maar dit is steeds van toepassing vandag. Steeds. Ons dra steeds hierdie verhaal in onsself. Ons sien dit in alle trauma, en jy hoor hoe praat mense daaroor. Wanneer 'n verhouding verbrokkel,
wanneer 'n besigheid misluk, wanneer 'n siekte toeslaan, wanneer daar rou deur ons lewe trek vanweë iemand se afsterwe, dan voel dit soos totale vernietiging. Mense praat ook daai taal en dis waar narratiewe terapie vandaan kom. Mense se taal is, my hele lewe is verby, is vernietig, is daarmee heen. Die persoon wat dood is, was my hele lewe. Dis die hele tyd ons taal. Ek kan niks anders met my lewe doen as hierdie besigheid wat ek gehad het, wat ondergaan het. Dis verby. Dis verby. Alles in ons lewe word emosioneel vir ons in 'n watergraf begrawe. En wat skop dan in? Hierdie moralisme, wat die Genesis verhaal in my en jou siege geplant het, skop in. Hy skop net daarin. Ons kry onmiddellik skuldgevoelens. Dit laat ons dadelik sleg voel oor onsself. Ons voel dat ons dit verdien het. Ons bieg, ons smeek, ons maak baie mooi beloftes en slaan nuwe blaadjies om, ons bekeer en ons beloof. Maar dan kom die tweede helfte van hierdie verhaal en hy wys op 'n keersy, die ark dryf, die water sak, die grond word weer sigbaar en 'n nuwe begin lyk moontlik. En dit gebeur in my en jou lewe ook. Selfs al is ons nie ingekoop in die evangelie byvoorbeeld nie. In 'n moralisme van 'n God wat jou straf omdat jy nou sis of so maak nie, het ons daai gevoelens wat ek nou beskryf het wanneer trauma kom. En ons moet daardeur werk en uiteindelik see 4 rede en kan ons vir onsself sê, dit gebeur, die lewe gebeur. Ja, ek kan dalk 'n les of 2 leer, ek het dalk 'n aandeel gehad, maar hier is nie 'n agentskap van iemand wat so totaal skuldig is dat jy hierdie geweldige aanslag op jou lewe verdien het nie. Die lewe gebeur. En dan sien ons, jette, maar ons het dit nie verwag nie, maar hier dryf ons. Hier begin sien ons nou weer die grond, die water word al hoe minder en as ons weer sien, staan ons op droë grond en is die wêreld ons oester en kan ons weer begin. So die moderne mens se betekenishegting het met geloofsuitsprake en oortuigings te maak vandag. En ek is seker ek en julle het sulke familie en vriende, nê, wat dit van dit 'n geestelike ding sal maak. Wat dit van dit 'n morele ding sal maak en hierdie hele storie van trauma in jou lewe sal moraliseer. En vir alles hulle vermoed dat jy nie meer glo soos hulle nie, mag hulle dalk vir jou sê, maar is dit nie vir jou dan 'n teken dat jy na die Here toe moet terugkom nie? So, dis baie belangrik om te weet dat ons vandag nog met talle mense sit wat vanuit hierdie moralistiese manier werk, dat enige iets wat skeefloop in die wêreld is 'n briefie van God. En jy moet hom lees en jy moet doen wat daar staan. Maar dit is ook in die geval van sekulêre mense so, dat daar 'n veelheid van perspektiewe op die werklikheid bestaan. En daar is die sulkes wat ook 'n morele uitroepteken soos 'n vlag sal hys, die oomblik as daar iets gebeur in jou of hulle eie lewens. As mense wat hulle self bejammer en wat hulle self oormatig blameer. Dis 'n neurotiese ding. Dis 'n moralistiese ding. Hulle blameer hulle self vir goed waaraan hulle geen skuld het nie. Daar's diegene wat ander mense skuldig maak en hulle self verontskuldig, wat die blame na buite plaas en wat kwaad is oor die verlies. Baie kwaad vir ander mense, dalk kwaad vir hulle God, want hulle voel hulle verdien dit nie, dan is hulle bietjie soos Job was. En ek wil nie eens in daai verhaal ingaan nie. Want in Job het ons ook daai ding van, daar skamtig nie 'n ewige verdoemenis nie, en daar sal die reënboogie is in die lig, jy weet, en jy kry weer 'n kans en so. Maar dan sê ek altyd, okay, Job het nou meer kinders en meer kamele en meer alles gehad na die tyd as voorheen, maar wat van sy kinders wat dood is? Dis verby met hulle. So jy kry altyd hierdie fatalistiese, hierdie ewige verdoemende ding, wanneer jy op 'n moralistiese manier kyk na die werklikheid, na trauma, na rampe en goed wat gebeur. Dis 'n baie groot probleem om daarvan 'n moralistiese ding te maak.
En dan is daar mense wat die wêreld as neutraal sien, moreel heeltemal neutraal. In daai reeks oor die antieke wêreldbeskouings het ek vir julle gesê dat die eerste ding was, die mense het geglo die heelal is 'n kosmiese boekhouer wat vir jou dophou. En dan deel hy vir jou uit. En daar's talle mense wat vandag nog so leef, maar daar's gelukkig 'n klomp van ons wat weet, die wêreld, die natuur is neutraal, moreel neutraal. Hy is moreel neutraal. So ons glo dat blaam niemand help nie, en dat jy maar bloot moet opstaan, probeer vasstel wat het ons verkeerd gedoen, soos nou met aardverwarming, en dat ons probeer regstel, sodat ons dinge kalibreer en hulle beter loop. En kyk jy ook in jou eie lewe as daar iets verkeerd geloop het, waar kan jy dinge regstel, waar kan jy dinge bietjie anders te doen, en dan self staan jy uit 'n geweldige siekbed op en jy verander jou dieet en jy begin oefen dalk. En jy kyk, waar kry ek inspirasie vir 'n nuwe begin? Nou spring ons na Griekeland toe. Dis plus minus die 8ste tot die 2de eeu voor die algemene era. Die Grieke vertel ook van 'n vloed. Zeus vernietig die mensdom, slegs Deucalion en Pyrrha oorleef. En na hierdie vloed loop hierdie twee en hulle gooi klippe oor hulle skouers. En so wat die klippe op die grond land, word hulle mense. Toe staan nuwe mense. Dis 'n verskriklike vreemde beeld, maar dit was 'n baie diep beeld. En die betekenis hier agter sê iets fantasties van die mens. En dis weer 'n sprong in die menslike siege. 'n Groot stuk evolusie in die menslike siege. Die mens ontstaan en bestaan uit klip. Ons is hard, ons kan volhard, ons kan oorleef. En die boodskap is, die mens is sterker as wat hy dink. So moenie as jy in 'n krisis is dink, jy kan dit nie oorleef nie, want jy kan. En in ons kultuur praat ons in trauma en sielkunde die hele tyd daai taal, met reg. Sommige mense soek die oorsake en die oplossings vandag nog, hulle sal die twee goed met mekaar trou, en ek wil gou iets daaroor sê. Jy kry mense wat hierdie konsep van die verstandigheid van die mens en die sterkte van die mens sal trou met 'n God wat jou bystaan en help en jou aan die hand vat. So hulle meng hierdie twee goed. En dan sê hulle, ek het baie krag gehad en ek kon dit en ek kon dat, en 'n mens kan daarmee deur baie kom, maar as dit nie vir die Here is wat jou help nie, dan sê jy dit nie kan regkry nie. Dan hoor jy hierdie dualistiese taal. Jy is hier en God is daar, maar as jy sy hand vat nou jaar saam, doen julle mos nou dan hierdie ding. So daar's 'n berusting wat hulle vind in 'n God wat oplossings gee, en 'n God wat ingryp, wat onderrig en wat die uitkoms bied en dan die hele tyd vir jou die krag gee, maar as jy jou hand sal wegtrek, dan verloor jy daai krag, dan is die battery bietjie papper. So hulle integreer die betrokkenheid van 'n persoonlike God by hulle lewenskrisisse en dan bied hulle samewerking aan God. En dit is eintlik twee agente wat saamwerk in 'n vennootskap. Dis maar hoe die meeste Christene wat ek ken, hoe hulle oor trauma sal praat. Maar soms vergeet ons, en veral daai mense, iets baie, baie belangrik. Want jy kan daai hele narratief, kan jy deursny, deur vir hulle te wys op mense wat in geen God of Gees glo nie, en wat deur erge goed sterker aan die kant uitkom. So, ek dink ons vergeet dan iets baie belangrik. Die mens, gelowig of ongelowig, is ongelooflik veerkragtig. Ons kan breek, maar ons kan weer aangroei en herstel. Ons siege is broos, dit is so. Maar daar's 'n keersy. Die menslike siege is merkwaardig aanpasbaar. Merkwaardig aanpasbaar. Dan die Hindoe verhaal van Manu. Dit is 1500 tot 500 voor die algemene era. Nou hier praat ons mos daarom van 'n totaal ander kultuur, né? En hierdie storie klink so. Nou hy het by 500 voor die algemene era het hy op skrif beland, maar hy was toe al vir 1000 jaar was hy in omloop mondeling geweest. En hier is 'n heeltemal ander wêreldbeskouing en ek vermoed dat sommige van julle aansluiting gaan vind hierby. Daar's 'n klein visie. Klein ou visie. Hy beland in die hand van Manu. En hy vra vir Manu om hom te beskerm.
Toe versorg Manu die vis, en die vis groei, en hy word groter, en die vis vertel vir Manu, hier's 'n baie groot vloed op pad. Jy moet 'n boot bou, en daarin sade, en diere, en wysheid bewaar. Later blyk hierdie vis die god Vishnu te wees. Nou die god Vishnu is een van die Hindu drie-eenheid. Nou hulle het nie heeltyd dieselfde funksie en persoonlikheid nie, maar hy is die onderhouer en die bewaarder en die ou wat chaos opklaar in die Hindu drie-eenheid. So toe kom die vloed en Vishnu is nou 'n groot vis en hy hak hierdie boot en hy trek die boot waar Manu nou in is, trek hy na veiligheid. So wat nou daarin is Manu is daar's sade, daar's diere en daar's wysheid. En hy sleep dit na veiligheid toe. En die groot verskil hier is, hulle het geglo dat die wêreld en die lewe bestaan uit siklusse. Ek het al baie vir julle gesê, die verskil tussen die ooste en weste is dat ons lineêr dink, begin en einde, begin, middel, einde, en die ooste glo aan siklusse. En dit is 'n baie radikale ding as jy na jou eie lewe op so 'n manier kyk. So wat hulle geglo, hulle het vasgeglo, dat wanneer dit lyk of dit die einde is dit nie die einde nie, dit is die einde van 'n era, 'n siklus, en daar is 'n nuwe begin. So hulle het baie hoop gehad, wanneer hulle gesien het dat iets tot 'n einde kom, dit het vir hulle voorspel. Wow! Hier kom iets niets. Dis amper soos wanneer jy jou ou lakens uitgooi en bly is jy gaan nou winkel toe want jy gaan nuus kry. Daai out with the old nou, want dis nou tyd vir iets nuuts. So hulle het nie so geskrik soos die Mesopotamiërs vir die einde van goed nie. So hulle het geglo daar's 'n skepping, daar's vernietiging en dan's daar hergeboorte en dit gebeur weer en weer en weer en weer. So daar's nie 'n begin, net een begin en een einde nie. Daar is voortdurende wording. Nou Vishnu se rol was om telkens die chaos wat dreig om alles uit te wis, te staan deur die wysheid te behou, die saad te behou vir 'n nuwe lewe en so 'n mens of twee. Alles wat waardevol is in die Hindu verhaal word deur hierdie god Vishnu elke keer beskerm sodat daar 'n kiem is, iets om iets nuuts mee te begin. Jy kan dit amper sien soos 'n yoghurtplantjie. Ons is nou klaar met die yoghurt, dis nou opgeëet, maar ons bewaar die plantjie en hy bewaar dit en hy dra dit oor op die volgende houer en daar's weer yoghurt. Nou waar die Bybelse vloedverhaal klem plaas op die mens se boosheid. So dis 'n moralistiese verhaal. Is dit glad nie in die Hindu verhaal so nie. In die Hindu verhaal is die kosmos 'n onafwendbare plek van siklusse. Dis siklusse, dis ondergang, vernuwing. En wysheid en orde staan bo dit alles, en wysheid en orde sal telkens weer herskeppingswerk doen. So wat leer hulle toe vir mense daaruit? Dat jy nie so moet skrik nie, vir 'n ding wat lyk of jou lewe tot 'n einde kom nie. Jy maak ruimte vir 'n gedagte, dat daar nie 'n ewige verdoemenis is nie. Dat daar nie 'n einde gemaak word aan alles nie. Maar dat die lewe altyd met jou deur verskillende siklusse sal gaan. Jy sal verloor en jy sal genees en jy sal groei en jy sal weer verloor en jy word telkens 'n nuwe mens. En ja, uiteindelik kom jy tot jou einde, maar nou weet ons mos in daai nasies is daar reïnkarnasie, so jy kom ook nie regtig tot 'n einde nie, en vir ons, en ek het baie lank gedink, nou wat sê ek nou vir myself oor 'n wêreldbeskouing wat sê, hoorie, daar's altyd hoop en daar's altyd 'n nuwe begin en niks is werklik ooit die einde nie. Maar ek het ook al vir julle gesê dat daar gaan 'n siekte kom wat my einde gaan beteken. En dit is ook goed, want dit is deel van die siklus waarvan ek eintlik maar net 'n klein partikeltjie is. Ek kan soos 'n blaar van die boom afval en ek gaan in die grond en dan kan met my liggaam iets anders gebeur en hy kan voedingsstof wees vir iets. En dit is nog steeds deel van die siklus en hierdie bewussyn hoef nie te bly nie. So mense kan op baie maniere wat jou pas daaroor dink, maar die gedagte is, moenie moralisties dink oor wanneer jy swaar kry nie. Dink siklus. En kyk hoe kan jy die siklus bestuur. Dis nooit 'n oordeel nie.
Ek wil dit vir julle vanoggend sê. Ek dink 'n mens kan dit met sekerheid sê. Trauma in jou lewe is nie 'n oordeel nie. Selfs as jy daaraan dadig was, is dit nie moralisties nie. Jy's 'n mens, jy het 'n paar goed verkeerd gehad en dinge het skeef geloop. Maar jy is nie moreel verdoem nie. Of jy nou jonk of oud sterf, dit bly moreel net neutraal. En dan soos by China. 2200 tot 2100 voor die algemene era. Nou hier is 'n verrassende menslike denkpatroon en wyse van kyk na goed. Hierdie verhaal word tussen 800 en 400 voor die algemene era op skrif gestel. Nou hy klink so. Hier's 'n vloed. Die held se naam is Yu. Nou Yu het nie net die vloed oorleef nie, hy het 'n meester van die vloed geword en die vloed bestuur. Sy pa het voor hom probeer om dit te doen. Sy pa kon dit regkry nie. Wat het sy pa probeer? Sy pa het damme gebou toe daar 'n vloed is. Dit het nie gewerk nie, want die vloed het die damme se walle oorstroom. Toe kom hy en hy bou kanale na die see toe en hy lei al die water van die vloed na die see toe en so bestuur hy die hele storie dat hulle kon oorleef. Hy organiseer. Die fokus is glad nie 'n goddelike straf nie. Die fokus in die verhaal is, hoe vaardig is jy wanneer daar 'n vloed kom? Hoe wys is jy in dit wat jy wel beplan? Is jy sy pa wat 'n dam bou wat probeer om bymekaar te hou, om die vloed te, soos die Engelse sê, te contain, om die vloed te vang in jou arms en hom vas te hou en vir hom te sê, ek gaan vir jou beheer? Of gaan jy die vloed kanaliseer, soos die slimme en wyse Yu, en hom na die see toe lei? Hoe wys is jy? Hoe goed regeer jy? Hoe goed bestuur jy die trauma van die lewe? Dit het vir my 'n fantastiese toepassing in ons lewens, en 'n mens kan by hulle baie leer. Want hierdie verhaal is eintlik bitterlik modern. Chaos kan nie vermy word nie. Maar chaos kan bestuur word. Ons kan emosionele vaardighede ontwikkel, ons kan goed kommunikeer met mekaar en ons kan mekaar so help, ons kan ons gesondheid bestuur, ons kan finansies bestuur, ons kan konflik tussen ons en ander mense bestuur. Nie elke vloed hoef vernietigend te wees nie. Sommige, trouens die meerderheid, kan gekanaliseer word. Maar ons wil damme bou. Ons wil hom vasvang en vir hom sê, vir jou beheer ek. En die ego is goed daarmee hoor, om te probeer om trauma te beheer op 'n manier wat my gaan pas. Maar ek moet maar hierdie ding laat sy laat loop, en daar's 'n ding soos vloei. Abel het baie daaroor gepraat. Jy moet vloei. As jy kan vloei met 'n vloed, en jy kan jou kanale bou en jy weet hoe, as jy weer sien het jy daai vloed gehelp om homself te kalmeer en jy het dit gekanaliseer in iets wat vir jou lewe kan werk. Dit is nie 'n tyd om staties te wees nie, dit is 'n tyd om te wil vloei. Nou waarom kom hierdie verhale so wyd voor? Want dit is tog interessant dat al hierdie kulture, en as jy aan China dink, hulle het nie kontak gehad met hierdie ander mense nie. Hoekom het hulle daar gepraat? Ja, daar was vloede. Kom ons wees eerlik met mekaar, daar moes vloede gewees het, en hulle het stories daaroor vertel. Veral sê hulle na die ystydperk moes daar baie vloede gewees het. So mense onthou geweldige katastrofes, en hierdie stories het hulle herinneringe vir hulle bewaar, maar dit sê baie meer oor die menslike siege, en dis wat my aangryp. Want die vloed is waarskynlik baie meer as water, want altyd van die antieke tye af was water vir die mens 'n simbool van chaos en ondergang, onbekendheid, onbeheerbaarheid, vormloosheid, gevaarlik. Hy het nie 'n vorm van sy eie nie, hy vloei oral. Hy oorskry alle grense. Hy verswelg. En daarom is hy die perfekte beeld vir chaos. En ek en jy ken dit in ons lewe. Daai trauma wat inkom en wat nie 'n grens in jou lewe respekteer nie. Nie 'n plannetjie wat jy gemaak het respekteer nie. Egskeiding. Sterftes. Een van die ergstes is verraad. Om verkil te word, veral in jou liefdesverhouding verkil te word. Dis van die ergstes. Depressie, verliese. Skielik verdwyn al die vaste grond
En ons dryf op die water. Net soos in hierdie mites. Maar daar is 'n ark. Daar is 'n ark. Elkeen van hierdie verhale het 'n ark. Daar's 'n boot, daar's 'n berg, daar's 'n boom en daar's 'n veilige plek. Die menslike siege het van antieke tye af nie net in vernietiging geglo nie, maar het ook in oorlewing geglo. En dit kan ek en jy met hulle deel. En Jung sou waarskynlik vandag vir ons dit sê, die vloed is die onderbewuste. Die water verteenwoordig alles wat groter is as jou ego se planne en raamwerke. En wanneer die ego te rigied raak, sal die water kom. En hy sal jou walle oorstroom. En hy sal jou ou strukture afbreek, sodat iets nuuts kan ontstaan. En ook die neurowetenskap sê iets hieroor. Ons brein bou voorspellings oor die wêreld en dan gee dit vir ons 'n gevoel van veiligheid. En wanneer die werklikheid drasties verander, dan stort my voorspellings ineen. En ek ervaar dit as chaos. Nou verstaan ek weer nie die wêreld nie. Dan raak ek weer onseker. Ek kry weer 'n gevoel dat ek nie beheer het oor enige iets nie. En dit is presies die ervaring wat die vloedmites beskryf. Maar die groot ontwikkeling is, waar chaos van buite gekom het vir hulle, later 'n morele ding was waar jy skuldig was, skuif ons nou na 'n plek toe waar ons sê, ons is veerkragtig, die lewe werk in siklusse, en die chaos in jou lewe kan bestuur word. Alles is hier binne. Die groot vloed is nie daar buite nie. Dis ook nie eens die oorlog wat nou die brandstofprys laat styg. Die groot vloed is hier binne en ons vind dit in ons eie rigiede en krampagtige weiering om met verandering saam te werk. So ek wil ten slotte sê, wanneer ons hierdie verhale lees, dan lees ons nie net geskiedenisstories van vloede nie, ons lees onsself. Die vloed is die oomblik wanneer jou wêreld uitmekaar val. Die ark is dit wat jou gaan deurdra. Die berg is die nuwe grond waarop jy met 'n nuwe begin uiteindelik op land weer gaan stap. En die reënboog is die besef dat chaos nie permanent is nie. En as die chaos van 'n siekte wel permanent bly en jou laat sterf, dan is jou dood ook jou verlossing uit daardie chaos. Maar mense het deur die duisende jare ontdek dat daar na die water altyd nuwe grond is. Na die chaos weer orde is. En na die einde van een verhaal weer 'n nuwe een en 'n nuwe generasie. Mens kan baie lank dink oor die dood en ek sal dalk eendag hieroor ook wil praat in hierdie verband. Maar dis hoekom die mensdom hierdie verhale vertel het. Die antieke mens het geglo die vloed vernietig die wêreld. Moderne sielkunde vermoed dat die vloed die wêreld vernietig wat ons gedink het vir altyd kan bestaan. Maar wysheid oorleef jou gekose orde. Ek gaan hiermee afsluit deur dit te herhaal. Die antieke mens het geglo die vloed vernietig die ganse wêreld. Die moderne sielkunde vermoed eerder dat die vloed die wêreld vernietig wat ek en jy gedink het vir altyd kan bestaan. Maar ons wysheid oorleef altyd jou gekose orde. Dit was vandag my storie.
vinnig maak, want ek het hierdie musikante nou regtig oor die tyd hier gehou. Maar ek wil vir julle baie dankie sê vir die musiek. En dan wil ek net sê, Jannie, dit is nou die laaste Sondag wat ek en jy saam hier gaan wees. En Letitia ook, laaste Sondag saam. Ons gaan vir ons kinders kuier in Engeland, ons vlieg donderdag aand en ons is vir 10 dae weg. André gaan in my plek praat, julle weet daarvan, ons gaan sy praatjies opneem, maar dan sal ek dit moet verwerk en plaas, want hy kan dit nie doen nie. Ek gaan in hierdie week 2 praatjies opneem vir daai 2 Sondae wat in hierdie reeks opvolg. So dit sal versorg wees. Maar dit met ander woorde beteken, Jannie is volgende week nog hier, maar ek is nie hier nie. En is nou 2019 het ek hier ingestap vir die eerste keer. Voltyds hier begin werk in 2021 in Julie. So ons praat van lank, ons praat van 7 jaar en van 5 jaar wat ek vir Jannie en Letitia hier beleef het met hierdie musiek. En is vir my hartseer dat hulle weg gaan en nie weer hier gaan wees nie en dat ons dit nie meer gaan beleef nie. En nou besef ek eers hoe ons dit in 'n sekere sin seker maar net as vanselfsprekend begin beskou het later. Dit was die wonderlikste ervaring wat julle vir ons geskep het en ons gaan julle bitterlik baie mis. So uit my hart uit Letitia, Jannie, baie dankie vir jare so opoffering om vroeg in die oggend hier te wees en julle ding te doen, julle magic te maak en ons regtig waar na vrede toe te lei en te speel. Dit was 'n baie groot voorreg vir my as persoon en my hart is sommer seer om vir julle baie te sê. Dankie. Ek gaan baie kort koffie drink want die boer is op 'n trekker. Hy ploeg en plant haver. So ek moet gaan middagete maak. Dat hy nie te honger word nie, maar ek gaan wel 'n bietjie koffie drink. So die van julle wat lus het vir koffie, ek sien julle daarbo. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.